en jou hart om dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Dink 'n bietjie daaraan. Nou, ek weet nie of u dit al gekry het nie, ek het dit so baie keer gekry, mense bid en sê, Here, ag pastoor, as die Here net vir my help, dat ek gaan gesond word, sal ek die Here dien. As die Here net my vrou gesond maak, of my kind gesond maak, sal ek die Here dien. En weet jy, baie keer, kort daarna, dan vergeet hulle die Here. As die Here my net uit hierdie finansiële, as die Here net vir my hierdie werksituasie oopmaak, as die Here net vir my besigheid oopmaak, en dan doen die Here sulke pragtige wonderwerke en wonderdade, en kort daarna, dan vind ons dat dieselfde ding gebeur, sodat julle nie vergeet, dat dit die Here was, wat jou die slawehuis uitgelei het nie. Hy sê wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skerpe joene, en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het. Man, dis daarom voorsiening van die Here. Kan nie vanmôre met my saamstem kerk, dat ons dien 'n goeie God? Amen, prys die naam van die Here, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen, en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand, het vir my hierdie rykdom verwerwe. Luister wat sê die woord van die Here, nou kom hy en hy, dat jy nie erns sal vergeet, en dat jy dit nie, ek wil amper sê in jou hart sal bære, dat jy nie later sal sê, jy weet, dis my goedheid. Dis ek wat so wonderlik is. Dis ek wat so bekwaam as pastoor. Ek het die besigheidsvernuf. En ek het die vermoë, ek het die intellektuele kragte om hierdie ding te maak werk. Dit gaan net oor my. Luister, God sê jy mag dit nooit vergeet nie. Dis die goedheid van die Here, want as die Here môre dit van jou onttrek, meneer, het jy niks nie. En kom ek sê vir die, ek het dit in my lewe hoeveel keer gesien, dat mense groot in hulle self, hulle gesondheid verloor, hulle kan hulle niks doen nie, hulle sit daar, hulle kan nie eens van 'n stoel af opstaan nie. En al sy bymekaar gemaakte geld word in mediese kostes ingeploeg, want hy kan nie later meer leef of bestaan nie. God sê ons mag dit nie vergeet nie. Hy sê maar, nou sê in hierdie gedeelte, ek gaan nog 2 vers lees, hy sê maar, dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Kom ek sê vanmôre, vir rykdom gaan nie net om geld nie. Rykdom gaan vanmôre aan goed wat ons beskik. Kom ek sê vir jou gesondheid is rykdom vanmôre. Jou huis wat jy het is rykdom vanmôre. Jou motor wat jy gery het, as ek hier buite kan kyk, dan sien ek hier staan pragtige karre. Is jammer dis so min Land Rovers, maar hier's pragtige karre wat hier buite kan staan. En ek wil vanmôre sê dis God wat vir ons rykdom gee. Dis God wat vir ons goedheid gee. Dis God wat vir ons voorsien na die rykdom van sy groot genade. Ek weet nie wie was dit nou nie, of een van die kleinkinders wat gekyk het na 'n prentjie waar in die lande waar hulle honger getuister word, dat die postuur van daardie kind so snaaks gelyk het, as gevolg van die verhongering, dat hy het gedog is 'n spotprentjie. Hy het nie geweet is werklik nie. Kan ek vanmôre vir sê, daar's baie van ons wat nie weet wat is honger nie. Daar's baie van ons wat nie weet wat is armoede nie. Daar's baie van ons wat nie vanmôre weet dat daar 'n stukkende en 'n gebroke wêreld daar buite, wat in verwoesting, mense wat God nodig het. Maar nou sê, dink daaraan dat dit God is wat vir jou die krag gee om rykdom te verwerwe. Hy sê dat hy sy verbond kan bevestig wat hy sal aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Maar sê die woord van die Here, as jy nogtans die Here jou God vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Kom ek sê vir die kerk van die Here, dat ons moet altyd onthou dat hierdie hele gedeelte staan geskryf oor Israel, dat hulle altyd sal onthou dat hulle vertrou moet in God wees. 'n Mens sal nie van kos en van geld en van huise alleen lewe nie, maar hy sal lewe van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.
Dis vanmôre 'n versekering wat die Here gee in ons harte en ons lewens. Dit bring vanmôre vir my by die gedagte wat die woord van die Here sê. Dis die seën van die Here wat ryk maak. Dis die seën van die Here wat voorspoedig maak. En dan wil ek vinnig haas en dan Spreuke 3 vers 5 waar hy sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie krag of jou insig nie. Vertrou op die Here vanmôre. Jy mag my sê pastoor, daar's miskien krankheid in my liggaam vanmôre. Daar's omstandighede in my huis vanmôre. Daar's omstandighede in my huwelik. My vraag vanmôre, my boetie en my sussie is, vertrou u werklik die Here? Vertrou die Here, dis 'n opdrag. Vertrou die Here met jou hele hart. Moenie angstig rondkyk nie. Moenie na die omstandighede langs jou kyk nie. Vertrou die Here. Ek het die een pastoor het eendag gesê, as die Here nie 'n plan maak nie, maak hy self een. En weet jy, dis hoe eie in ons as mens, om ons eie planne te beraak, en ons eie planne te maak, en ons eie goed uit te werk, het jy al agtergekom. Ek weet nie of u dit ook al skuldig daar was. As ek so kyk vanmôre, dan sien ek, dis net ek wat skuldig is. Maar jy weet, dan koop ek 'n kar. As ek hom klaar gekoop het, dan vra ek die Here met my help. En kom ek sê, in die meeste gevalle moet die Here my help, want daai kar maak my moedeloos. Sal jy met my saamstem vanmôre, dat as ek nou die Here geken het in al my weë, dan sou jy my mos gehelp het dat ek nooit daai ding gekoop het. Sal jy met my saamstem, dat die Here iets kan laat gebeur, dat daai ding net nie deurgaan nie, of dat iets my afsit, en ek wil toch vanmôre vir die broer sê, as jy ooit 'n kar gaan koop, vat jou vrou saam. Weet jy wat, ek wil aan vanmôre instaan vir die vrouens hoor, hulle het nog al 'n rooi liggie wat aankom, wat ons ouens glad nie sien. Het jy al agtergekom? As jy by 'n plek kom, of 'n transaksie kom, of ding kom, hoor jy jou vrou sê, hey, pas op vir hy man. Nee, my vrou, dat is 'n dierbare kind van die Here. Sê broers, kom, sê amen. Woe, my vrou, weet jy daai man, is die oudering, die hoofoudering van Lofdal. Ons het nie hoofoudering, so ek kan dit sê. Dan sê jy wel, ek gee nie om of hy 'n engel van die hemel is, maar ek sê vir jou, pas op vrou. Die agterkom vrouens het daai vermoëns. Ons noem dit die gawe van suspisie, maar prys die Here, hy werk. Ek weet nie wat, ek het baie keer het ek in my lewe agtergekom. Ek kan onthou net so rukkie gelede toe ek daar so in my oë gekyk het na ding met sulke ronde wiele. En ewe skielik toe sê my vrou vir my, jong, ek dink jy moet daai ding los. Ek weet nie hoe dit sê, toe weet ek die Here praat deur my vrou met my. Kan jy glo dat die Here dit doen? Dat die Here deur jou vrou mee praat. Halleluja. Nou sê die woord van die Here, hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart, en moenie op jou eie insig sien nie. Die tweede een sê, in Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë, dan sal jou paaie gelyk maak. Ken die Here in jou huwelik vanmôre, ken die Here vanmôre in jou gesin, ken die Here vanmôre in jou skoolwerk, jou universiteite, ken die Here vanmôre as jy 'n man soek, ken die Here vanmôre as jy 'n vrou soek, ken die Here in al jou weë. Prys die Here, dan gaan jy 'n goeie skoolma hê. Amen. Ken die Here in al jou weë. Weet jy vriende, dit is so dat 'n mens baie keer, ek weet dis menslik, dis hoekom ek hierdie goed kan sê. Dis menslik baie keer dat 'n ou nie noodwendig, want jy voel die Here het jou ons verstand gee, en is waar, die Here het ons verstand gegee. Die Here wil hê ons moet dit gebruik. Maar kom ek sê vir jy, daar kom oomblikke in 'n mens se lewe wat jou verstand eintlik, ek wil amper sê, die struikelblok word vir die situasie, want alles op papier lyk mooi en lyk reg. Maar die Here weet waar agter dit is. En dan soos die Here ken alles weer, ek het al vir die verhaal vertel van die mense wat hulle pakket gekry het, en jy weet, baie keer as jy 'n pakket kry, jy baie geld, en ons gaan nou dit doen, en ons gaan hierdie besigheid open, en daai ding, en hulle soek net 'n geleentheid, en ewe skielik, toe val die goed so uit die, weet jy, ek weet nie hoe weet die duiwel die goed nie, maar hy weet dit. Die oomblik as daar iets gebeur, dan bring hy ouens jou pad langs in. Ouens verskyn en sê, hoorie, ek kan jou geld belê teen 10% rente per maand. Halleluja! Woe! En ons eie geleerdere, oom eendag toe kom besoek, toe sê my pastoor, hy sê, die Here is my so goed, daar het iemand verskyn, en iemand van uit die bediening uit verskyn, predikant van 'n sekere kerk, en hy het vir hom sê, oom, as jy jou geld by my belê, betaal ek jou 10% rente per maand. En toe kom besoek, toe voel ek 'n vrees in my hart opkom. En ek sê vir hom, oom, kry jou geld so vinnig as wat jy moontlik terug. So vinnig moontlik as jy kan terug. Toe sê woorde net, so sê my pastoor, hierdie man is ook 'n predikant.
En die Here is so goed vir my, ek kry 10% rente per maand. En weet jy, 'n maand en 'n half daarna, te verloor hy al sy ou geldjies, wat hy sy hele lewe lang aangewerk het. Hy het nie 'n sent oor van al hy geld nie. Kom ek sê vir jy, ons moet luister baie keer na die Here. Ons moet die Here ken in al ons weë. Ons moet ons moet die Here toelaat dat hy vir ons inspraak gee. En hierdie persoonlik kry hy geld en ewe skielik toe's daar 'n transport besigheid. Iemand eendag sê transport is trane stort. En hulle sien net geld wat inkom, hulle sit daar en die papier is daar en alles lyk so mooi reg en die vrou sê terwyl hulle die man verduidelik hoe dat hulle gaan geld maak, kontrakte wat nou gaan kom en hierdie man sien net geld en sy sê sy word dors, so dors soos wanneer 'n mens die vorige aand sout biltong geëet het. En sy sê daai oomblik, kan ek nie net asseblief 'n glas water kry nie? En die oomblik toe hulle die glas water na haar hand gee, sy sê toe is daai water so warm dat haar hand brand. En sy wonder of die Here nie vir hulle wil sê, julle gaan julle vingers verbrand met hierdie transaksie. Maar alles lyk so mooi papier en 'n teken om 3 maande daarna al hulle ou geldjies te verloor wat hulle ooit bymekaar gemaak het. Daai man het 'n armsalige gesterf omdat hy geteken die oomblik toe daar 'n teken was. Ek wil vanmôre sê, kom ons ken die Here in al jou weë. Vra die Here. Kom ek sê vir die baie keer wanneer mense kom by gesinsprobleme, hulle het 'n probleem met hulle kind en die hantering van ons kind, dan gaan ons baie keer na ander mense toe en ons sê ons kind is rebels en ons sê so en hy so. Kom ek sê vir nie, gaan na God toe. Ek wil vanmôre vir u sê dat ek het agterkom en ek het klein kinders en ek verstaan baie keer hoe hulle koppe werk. Maar kom ek sê vanmôre vir u, dis belangrik dat ons sal verstaan, die Here ken en vra, Here, hoe wil u hê moet ek my kind hanteer? Hoe wil u hê moet ek my vrou hanteer? Hoe wil u hê moet ek my man hanteer? Ons kan nie boeke gaan lees en dan sê ons wel, punt 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4. God werk nie so nie, want ons is almal verskillend. Maar kom ek sê vanmôre vir u, dat as jy die Here ken in al jou weë, sal die Heilige Gees vir jou wys en vir jou lei en leer om self te weet hoe jy jou man of jou vrou moet hanteer, sodat jy 'n goeie huwelik kan hê en 'n goeie gesin kan hê. Ken die Here in al jou weë. Vra die Here. Weet jy wat het ek agtergekom? As ek 'n ding graag wil doen. Ek weet u sal dit nou nie doen nie. So ek is nou nie bekom. Maar as ek 'n ding graag wil doen, dan wil ek mos nie daaroor bid, want ek is te bang die Here sê nee. Het jy al agtergekom? Jy wil so graag, ek meen, die Here weet daai Land Rover wat daar staan, halleluja. Jy weet, dit lyk nou so of as hy uit die hemel uit gekom en daar geparkeer is net vir jou. En nou doen jy alles, nou wil jy nie vra nie, want as jy vra, as jy bang, die Here sê dalk nee, en nou wag jy maar, en jy wheel hom hier, en jy deal hom daar, en jy praat hier, en jy roer hier, en jy maak so, totdat jy hom gekry het. En as jy hom kry, sê, Here, hoe kan u ooit toegelaat het, dat ek so voertuig gekry? Ek weet dit gebeur nie in Elia. Maar die Bybel sê, ken die Here in al jou weë. Dan sluit ek af vanmôre. In Spreuke 3 vers 9. Sê die Here, vereer die Here het jou goed en dit die eerste van al jou inkomste. Kom ek sê vanmôre vir u, met groot liefde in my hart, dat wanneer dit kom by 'n mens se inkomste, raak dit jou lewe. Kom ek sê vanmôre vir u, jou inkomste raak jou lewe, want dit is 'n lewensmiddel. Jy verdien dit met energie. En ek glo vanmôre dat 10de behoort eindig gegee te word uit iemand wat werk. Iemand wat geld verdien as gevolg van werk, of jy nou met jou gedagtes werk en of jy nou met karre werk of wat se goed werk, dit moet werk wat jy veroorsaak, daardie gedeelte. En nou sê die woord van die Here, hy sê vereer die Here uit jou goed. Weet jy wat sê dit vir my? Net so wat die ouens wanneer hulle oeste ontvang het, hulle koring gevat het en 'n 10de van daardie koring terugvat na die Here, dan vereer hulle die Here met hulle koring. Met ander woorde, wat hulle eintlik vir die Here sê is, Here, vir dit wat u aan my toevertrou het, kom ek nou, en ek wil u die hoogste stel van die goed wat u aan my toevertrou het. Kom ek sê vir u dat ek glo nie net 'n 10de behoort aan die Here, ek glo dat alles behoort aan die Here. Want die Bybel sê dat die beeste op 1000 berge behoort aan die Here, die aarde behoort aan die Here, ons behoort aan die Here, die volheid behoort aan die Here. Maar wanneer ek kom by hierdie gedeelte, dan kom ek en ek sê, Here, maar ek wil u die hoogste stel in my lewe. Ek kom vereer u met dit wat u vir my gegee het. Dis waarom ek nooit 10de sien as 'n situasie wat 'n mens moet voel, ek moet dit doen. Ek glo nie God wil hê ek moet dit doen. Ek glo God wil hê dat ek het 'n begeerte om dit te doen. Ek wil dit graag vir die Here gee. Dis my, want onthou die Bybel sê dat God het 'n blymoedige gewer lief.
In ander woorde, die gesindheid van my hart. Kom ons wees eerlik, as ek nou by my vrou kom en sy het nou verjaar, en ek het vir haar 'n pragtige diamant net so 'n toets gekoop, en sy so bly, en sy so opgaan, en sy, kyk maar waar kyk ek vir is. As jy in jou lewe wat jy oor die goed moet kyk. En sy so bly, sê sy, ag Tini, weet jy, ek is so bly vir die ring wat jy gee. En ek sê vir haar, weet jy wat? Ek gee dit eintlik maar vir jou net omdat ek dit moet doen. Ek gee dit nie omdat ek dit graag wil doen nie. Dink jy, sy sal dit waardeer? Hoeveel te meer sal dit gebeur wanneer ons dit vir die Here so gee? Sê, Here, eintlik wil ek dit nie doen nie, maar omdat die pastoor wil hê, die kerkraad dit wil hê of dit, nou gee ek maar eintlik my 10de. Kom ek sê vir jy dat, weet jy, dis die oomblik wanneer ons dit so doen, dan sny ons die seën van die Here af. En dis waarom die Bybel praat in hierdie gedeelte. Hy sê, vereer die Here met die eersteling van jou inkomste. Hy sê, met die eersteling van jou inkomste, hy sê, dan sal jou skure vol word van oorvloed. Jou parskype oorloop van mos. Weet jy wat, mos is vir my vreugde. Mos is vir my daar die blydskap wat dit veroorsaak as gevolg van ek weet, dis die seën van die Here. Nie noodwendig om te sê dat gee jy baie geld wat ek bymekaar gemaak. Die Here is nie 'n slotmasjien en ek sit 10de en ek kry dit om goed uit. Nee, dit gaan vir my baie meer as dit om die Here te vereer met dit wat die Here my mee geseën het. Vir die hele maand lank het ek gesondheid gehad om te werk, het ek krag gehad, het ek 'n werk gehad. Weet jy vanmôre, as mense wat begeer om 'n werk te hê. Het jy geweet dat in Suid-Afrika 20 jaar terug het die mense jou gesoek vir werk. Nou staan jy by die hekke en soek, blanke mense soek werk en hulle kry nie werk. Vir baie mense is daar nie werk nie. Maar dat ek vir die Here kom dankie sê, Here, met dit wat U my mee geseën het, bring ek die eersteling van my inkomste en ek kom vereer die Here met dit wat die Here vir my gegee het. Kom ek sê vir die verskil, ek kan nie seën. Ek wens ek kon U geseën het, maar ek weet die Here kan dit doen. Ek weet vanmôre dat die Here wil dit doen. Ek weet dat die Here wil die beginsel in ons harte vasmaak wanneer ek kom met daardie dankbaarheid wat ons ook Woensdag aand kom doen, met die goedheid en die guns wat die Here vir ons doen. Kerk, as ek vanmôre vir julle moet vertel hoeveel keer ek verbaas gestaan het oor die liefde van die Here, oor die voorsiening van die Here, hoe dat die Here deure oopmaak. Ek verstom staan en sê, Here, ek verdien dit, en dan sê die Here vir my, Tini, dis onverdienstelike genade en liefde wat ek aan jou bewys. Jy kan nie daarvoor werk nie. Jy kan my nie beïndruk nie. Ek gee dit van my bemindes in die slaap, sê die Here, want hy wil jou bless. Maar die Here kyk na ons hart. Jy weet, ek het baie keer, en daarby wil ek regtig afsluit, ek wil vra die voorsangers hulle plek om inneem. Hulle vertel vir my by 'n geleentheid, toe die ma en die pa sit hulle nou by die tafel, en nou moet hulle hulle 10des gereed kry vir die Sondagdiens. En nou sê die man, die vrou sê, maar ons 10de is soveel. Nou sê hy, maar wag eers so 'n bietjie, ons eers dit moet aftrek. En hierdie ding aftrek, en later toe dan nou niks oor die nou. Later het hierdie hele ding nou 'n argument het hy veroorsaak tussen die ma en die pa, want nou stry hulle, want die ma sê, maar ons moet ons volle 10de gee. Die pa sê, nee, maar ons moet nou nog hierdie goed eers betaal, ons moet dit eers aftrek, dan die ander sal ons vir die Here gee. En terwyl hulle so met mekaar sit te stry, toe sit die seentjie en hy luister so na die gesprek. Ek weet nie of die Here maar deur hom gepraat het. En hy sê, papa en mamma, is dit nie beter om liewerster niks te gee, as met so hard vir die Here iets te gee nie? Kom ek sê vanmôre vir God kyk na ons harte. Daarom as hy die blymoedigheid raak sien, vereer die Here met jou goed. Sê vir die Here, dankie vir wat jy het. Kom betoon dit Woensdag aand. Kom ek sê vir die, daar is soveel guns wat ons uit die hand van die Here ontvang. Ek sê dit baie keer. Alles wat ek het, alles wat ek is en alles wat ek ooit sal wees, kom in die hand van die Here. Daar is koortjie, holy thou art holy, Lord God Almighty. Ek wil hê dat Mariska, dat julle dit vir ons saam sing en die voorsangers dit ken. Ek wil vra om saam met te staan vir 'n paar oomblikke in die teenwoordigheid van die Here. En dat ons op nie weet, net hierdie gedeelte sal ervare beleef vanmôre, dat daar lewe is wat deur die woord van God, of in die mond van God tot jou gekom het vanmôre. En dit wat jy met hierdie woord gaan doen, gaan bepaal die sukses van jou lewe, want jy kan vanmôre die hoorder wees wat die woord van die Here hoor en uitstap en sê, ag wat, ek gaan maar aan. Die pastoor het oor geld gepreek, ek is lekker kwaad daaroor.
Kom ek sê vir julle, dit gaan nie daaroor nie. Geld gaan nie oor die kerk nie. Geld gaan oor die seën van die Here op jou lewe. Gaan oor die guns van die Here in jou lewe. Hier's horde mense wat ek kan uitroep vanmôre, wat die getuienis sal kom lewer hiervoor. En daar staan my skoonseun, as ek vir jou vertel hoe dat die Here vir hom deure oopgemaak het, net in sy werk situasie. Toe die een deur toemaak en hy nie eens weet of daar 'n ander deur oop is, hy sit in Pretoria. Die plek waar hy al die jare in die polisie was in Pretoria. Die volgende oomblik toe besluit sy oom, hulle maak die plek toe. En hy sit sonder werk en hy weet nie wat om te doen nie. En weet jy dat hy nie eens gaan soek nie, iemand het na hom toe gekom. Sê ek wil vir jou 'n pos aanbied. Hy was al 2 keer in Duitsland. Want die Here maak deure oop. God voorsien altyd groter as wat jy aan dink. Jy sien wat belangrik vanmôre sou verstaan, die beginsel van, is ek vanmôre gereed om te sê, Here, ek wil my alles op die altaar sê, Thou art holy this morning. Here, U is heilig vanmôre, en omdat U heilig vanmôre is, en omdat U kragtig vanmôre is, wil ek U, Here, vanmôre met my hele hart vertrou. Ek wil vanmôre kom en ek wil U ken in al my weë. Ek wil vanmôre U vereer met my inkomste, ek wil vereer met alles wat ek het. Dat ek vanmôre sê, dankie Here, dis deur U genade tot my geskenk. En ek kan vir U vanmôre die getuienis gee. Ek het in 'n huis groot geword, waar daar nooit baie goed was. Daar nooit baie rykdom en baie geld gewees. Maar daar was nooit 'n tekort nie. Inteendeel, toe my ouers oud geword het, en my vrou is hier vanmôre as getuie, my kinders is hier, en jy ry by daardie huis sonder dat hulle iets in jou kar sit, wat jy kan saamvat huis toe nie. Of dit 'n bout vleis is, of 'n gaargemaakte nek, of gekookte vrugte, of konfyt wat hulle gemaak het, wat sy bymekaar gemaak het. Hulle het altyd net gegee. Ek weet nie, ek het eendag vir my broer sê, dis asof dit die huis van God, Bethel is. As jy daar kom, is daar altyd goed net beskikbaar, wat gegee kan word vir almal. Hulle het nooit 'n tekort gehad nie. Maar luister na sy filosofie. As hulle praat oor tiendes, dan sê hy, dank die Here dat hy net praat van 'n tiende. Hy sê nooit, jy hoef minder te gee, jy kan altyd meer gee. Kyk sy gesindheid rondom dit, en dit het hom ryk gemaak. Hy het nie arm gesterf nie, hy het skatryk in die Here gesterf, want die seën van die Here het hom ryk gemaak.